Goeiemôre mense. Datum is die 18de Desember 2024 en na 'n besige week vir myself was ek weer 'n slag op Facebook en sosiale media en ek sit met honderde notifications na obskure Facebook bladsye, groepe, meestal maaksels van die bekende tuisteraar Johannes Lottering en lyk vir my dat het mal gegaan die laaste week rondom die likwidasieproses of die Louis Liebenberg aangeleentheid met verwysing na die likwidasieproses wat besig is om homself nou uit te speel op Facebook. Nou oké, kom ons gaan gou na die nodige van fundamenteles van waarmee ons deel hierso. Ek het van meet af gesê, ek het niks met die likwidasieproses te doen nie, ek het niks met die finansies van die hele storie te doen nie. Ek is suiwer gefokus op die kriminele aspekte en ek sal enige hulp vir die nodige autoriteite en private ondersoekers wat daarmee besig is gee. En ek het tot dusver natuurlik my woord gehou daar rondom. Ek het in soveel woorde gesê, ek het geen hond in die likwidasie geveg nie. Goed, dit lyk egter vir my of die likwidasieproses besig is om deur buitepartye, nie die likwidateur nie die ander kant noodwendig nie, maar deur mense gekaap te word om nou persoonlike geskille met mekaar uit te veg, veral op sosiale media. Goed, nou kom ons gaan gou terug na die fundamentele, soos ek sê. Is daar 'n likwidasieproses? Ja. Is die likwidateur aangestel deur die hof? Ja. Is daar 'n bevel in terme waarvan die likwidasie plaasvind? Ja. Hierdie is regsfeite. Ek sien daar's baie groot fokus in groepe oor, is jy nou vir of teen likwidasie van Tariomix en dan nou al die besighede wat dan nou ook betrokke was rondom Louis Liebenberg. Mense, dis regtig 'n irrelevante vraag. Dis nie asof mense op Facebook gaan sit en stem of die likwidasie van Louis Liebenberg gaan voortgaan of nie, en Tariomix, die sekwestrasie natuurlik van Louis, likwidasie van Tariomix vir die besighede, al dan nie. Dis nie in julle hande nie. As daar 'n likwidateur is, as daar 'n likwidasieproses gemagtig deur 'n bevoegde hof is dit 'n regsfeit. Dit is wat besig is om te gebeur. Jy kan seker 'n opinie hê, jy kan seker steun deur 'n opinie wys, maar dit is regtig irrelevant tot hierdie ding. Goed. Kan die likwidateur benadeel word of gestop word in sy werk op hierdie stadium? Nee, solank dit wettig is, mag hy nie gestop word nie. Moet gehoor gegee word aan die likwidateur se regseise aan mense? Natuurlik. As dit 'n hofbevel is, natuurlik moet daaraan voldoen word. Dis so eenvoudig as dit. So, ek kan regtig nie die lekker koelwind wat hier inkom, die relevantie meer sien van hierdie bekleierery tussen die groepe op Facebook, as jy nou vir of teen die likwidasie van Tariomix nie. Die likwidasie is feitelik, lyk my, al volstrek. Daar is al finale bevelle nie in die hof gekry, daar is al beslagleggings ensovoorts en so meer. Dis nie asof daar nog 'n stemmery in die toekoms gaan wees by 'n vergadering van skuldeisers of wat ook al, of daar likwidasie gaan plaasvind nie. Dis 'n regsfeit. Die ding is aan die gang en dit lyk vir my ons is baie naby aan die einde van die storie. Goed. Baie is ook gesê in beide die hoofstroom media sowel as op sosiale media rondom is dit nou 'n wettige proses? Is die likwidateur besig om onwettighede te pleeg ensovoorts en so meer? Weer eens, eenvoudige regsfeite, daar is nog geen teenaansoek waarvan ek bewus is teen die likwidateur in sy optrede en sy handeling nie. Dit beteken hy is op hierdie stadium wettig opgetree. Daar is geen bevinding deur enige hof wat die teendeel bewys nie. Kan ons 'n opinie daaroor hê? Natuurlik kan ons 'n opinie daaroor hê. Gaan luister na my vorige video. Ek sê juis, die publiek moet vir hulle self inlig, hulle self toerus van kennis, en daar kan 'n baie rasionele gesprek gevoer word rondom hierdie likwidasies, spesifiek met verwysing na ander likwidasies wat ook plaasvind, en veral waar dieselfde rolspelers ook betrokke is. Natuurlik, ons mag hieroor praat, ons demokratiese reg is 'n demokratiese land. Maar het dit 'n effek op die regsproses per se? Nee, dit het nie. Openbare mening kan wel miskien in 'n breër rol die opinies van sekere rolspelers swaai, dit is seker moontlik, maar op hierdie oomblik is dit vir my baie duidelik, dis nie wat aan die gebeur is nie. Ek sien daar's 'n groepie van so 3000 mense wat nou my, en ek sien Johan Ramkat, en ek dink Tanya, en ek weet nie wie almal nie, en nou Isak van Sail,
nou eerlik fotootjies van ons gaan maak het en Wille Weste plakkaatjies van dis nou wanted die en wanted daai, mense asseblief. As daar 'n eenvoudige regsproses gevolg word, dan is daar 'n eenvoudige regsproses. Jy kan nie jou persoonlike vyande in mikrogroepies op Facebook begin aanvat en laat kaap die administrateurs en die eienaars van daai blaaie, want hierdie blad is baie duidelik gekaap om persoonlike fetes op Facebook uit te veg nie. Is dit 'n goeie plan om die likwidateur in te sleep, sy naam te gebruik, bang maak van mense met sy naam en dis meer selfs my fake profiel wat daar gesels het in die naam van die likwidateur, glad nie. Julle is besig om juis vir Louis 'n verweer te bou. Julle is juis besig om te versterk in dit wat hy voorheen gesê het rondom hoekom hy sal sogenaamd vervolg word. So is 'n baie dom ding om te doen. Dit is baie dom om op sosiale media hierdie ding te probeer uitveg. Julle gee vir Louis skietgoed, as julle dit nie besef het nie. Goed, ek gaan vandag opsom dan wat ek in hierdie video sê. Mense, ek dink regtig waar, vergeet nou hierdie storie van, is jy nou vir of teen die likwidasie van Tariumix, dis 'n regsfeit, die ding is besig. Hoe staan jy dit teen? Jy kan dit nie teenstaan deur 'n geraas op Facebook te maak nie. Kan die media en die sosiale media wel 'n invloed hê? Ja, op 'n breër vlak kan dit miskien opinies van sekere mense beïnvloed of selfs verander. Dis seker moontlik. Hoe stop jy of hoe verander jy die koers wat hierdie likwidasie aangeneem het? Jy kan dit net deur 'n regsproses doen. That's it. Jy kan hof toe gaan as jy 'n persoon is wat 'n wesenlike belang tot die hele aangeleentheid het. Jy kan die hof nader en sê, wow, stop die storie. Hier word ek benadeel of hier word hierdie groep mense wat my gemandateer het benadeel en asseblief stop die storie. Maar dit kan net deur regsweë gedoen word, mense, nie op sosiale media met vir my polles aan te haal, skinder en kak praat nie. Regtig wat dis 'n onding wat besig is om die plaas te vind. Is dit 'n goeie ding om persoonlike fetes op sosiale media uit te veg met die hulp van die likwidateur? Nee, dit is so dom as wat 'n mens vir jouself dit kan opstel. Hoekom? Jy is besig om die verweer van Louis Liebenberg te bou in die kriminele saak. Jy moet nou baie versigtig wees as jy gaan regsveruideling pleeg in wat jy doen en wat jy sê, kan daar vir jou baie groot gevolge wees uit 'n krimineel regtelike oogpunt. So wees maar baie versigtig daarvoor. Dit gaan nie van my afkom nie, asseblief. Ek is nie besig om mense te dreig nie. Ek waarsku julle bloot. Goed. Ek het die week wat verby is, het ek met 'n paar prominente rolspelers op Facebook hard gepraat. En ek het vir mense gesê, klim af. Hou dit op. Daar's vir julle geen voordeel hierin nie. Daar is vir julle, there's no dog in this race, right? Hoekom is julle besig om mekaar te gun op Facebook in die Louis Liebenberg saga, terwyl julle eintlikbaar niks met die storie te maak het nie? En ja, baie groot getal van hierdie mense het na my geluister en ek sien hulle stil. Ek sien Hannes Lottering, soos ek gesê het aan die begin van die video, is nog steeds besig om sy vuilwerk te doen. Ek het nog steeds my absolute geloof daarin dat hy eintlik agter die skerm saam met Louis werk. Dit verklaar die hijack van groepe, die aanval van die vyande, bekende vyande van Louis, die ondergrawing van die likwidateur. Is baie duidelik wat so speletjie met die likwidateur gespeel word uit daai oord. So ja, dis vir my baie duidelik wat daar ook aan die gebeur is. Klomp skuilprofiele, ons weet, Lottering is een man met 'n klomp groot gevolg, maar die gevolg is gewoonlik sy eie mense, of kies tog sy eie profiele, sy eie fake profiles wat plaas van Bart Mossel en Dwarsklap en ek weet nie wat alles is, mos nou die nuutste sarsie daarvan. Ironies genoeg, 'n gegewe fake profiel daar op Facebook sien ek, sy sê baie dankie Hannes vir die uitnooi na jou blad, net na Hannes die persoon dan nou uitgewys het as 'n sogenaamde fake profiel. Dit is baie duidelik, hierdie fake profiele werk agter die skerm saam, hulle ken mekaar, hulle weet wie's wie. So ja, daar is nog baie groot vrae rondom die haatgroepe, die bestaan van die haatgroepe, die ontstaan van haatgroepe op Afrikaanse Facebook ook, wat gevra moet word. Ek hoop nie dit het 'n invloed op die suksesvolle en regtens korrekte manier waarop die likwidasie uitgevoer word. Nee, ek hoop regtig nie so nie. Goed, ek gaan nou nie meer op hierdie stadium van hierdie ding sê nie. Ek sal maar die hele ding dophou en dit van daar af neem. Dit is baie interessant wat wel besig is om te gebeur. En die absolute vuilspel
waarmee mense nog steeds op hierdie laat stadium van die geveg te maak het. Nou ja toe, cheers ouens, ons gesels weer wanneer ons gesels.